Nou as 'n kerk het ons 4 hoofpilare. En die 4 pilare wat ons glo wat die Here ons voor geroep het en om baie sterk en vas te hou. En dit sluit 99% van die Bybel in. Is die eerste een om God se liefde te leer ken vir ons. OK? En voor ons wil begin uit daai vertrekpunt uit. Dat ek glo die Here het ons geroep om heilig te lewe. En heilig voor te kom. En in heiligheid te stap. Maar die realiteit van dit is, dit begin nie deur om harder te probeer nie. Dit begin by die oorsprong van wie ons is. En ek gaan vir jou vra, sê my gou net Genesis 1 vers 26 en 27 kry. As hierdie nie jou reference en vertrekpunt is van jou lewe nie. As hierdie nie die core is wie jy is nie, sal die wêreld jou die heeltyd vertel wie jy is. En jy gaan hulle moet glo want jy weet nie wie jy is nie. Of jy gaan ten minste twyfel in wie jy is. Baie keer, ek dink dis vir tieners die moeilikste ding is om te ontdek wie is ek. En dis hoekom ek glo so belangrik is. Net ek kan sê, weet jy wat, ek het al hierdie fondasie so sterk in my kind se lewe gelê, maar ek probeer hierdie fondasie lê van ons is wie God ons gemaak het, en hy verduidelik is dit, en as jy hierdie ding verstaan, dis God se liefde vir ons, is dat hy ons so lief gehad het, dat hy ons in sy beeld geskaap het. Dis hoe ons wys ook, dis eintlik interessant, want God sien dit nie as kompetisie nie. Baie keer is dit mense so ek sal nie presies wil maak wat ek is nie, want dan is ek nie spesiaal nie. Maak dit sin? Dis baie keer. God kom en hy verduidelik, hy sê, ek maak die mens in my beeld te gelyk. En lees hierdie gedeelte. God se liefde vir jou, skaap jy uit hierdie plek uit. Hy sê, en God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld en na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou hier is 'n skrif wat jy al soveel keer gehoor het, maar die probleem is dat jy gaan hom nog 1000 keer hoor. Maar die ding is, ek wil nie hê jy moet dit hoor nie, ek wil hê jy moet verstaan wat jy is. Ek wil nie hê jy moet 'n skrif ken nie. Ek wil hê jy moet jou vertrekpunt ken. Want as jy dit verstaan, dat ek geskaap is na God se beeld, dan besef ek alles wat ek doen buite God se beeld, is nie wie ek is nie, en ek moet gerealign word. Maak dit sin? As jy verstaan, daai is die blueprint. Ons het skryf in die Bybel wat vir ons hierdie verduidelik, as hy soos Christus is, so is ons in hierdie wêreld. En as jy kyk na die oorspronklike woord, praat dit van the blueprint. Dis is die perfekte prototype. So ek wil vandag vir jou sê, alles wat jy is, wat nie lyk soos God nie, is nie wie jy is nie, al dink jy dis wie jy is. Ek is nie goed genoeg nie. Dit is nie God nie. Erns jok iemand vir jou. En ek ken 'n ou, wat hulle so nou van praat, hulle noem hom die vader van die leuns. Hy kom vir hom die Bybel voor. Ek ken hom nie te goed nie, ek wil hom ook nie te goed ken nie. Waar as jy gedink het ek het 'n spesiale verhouding met hom, glad nie. Maar hierdie persoon, of hierdie wese, Satan homself, wil die heeltyd jou laat bevraagteken wie jy is. En wat hy doen is, hy gebruik mense om jou, om te help dat sy werk, dit mee sal goed gaan. Soos daar's 2 kante aan hierdie gedeelte, ons moet nooit so trots wees, dat as iemand vir ons iets sê, soos dan, oor as jy wat ek kan wees, want ek sê 'n kind van God nie. Ons moet sê, waar ergens mis ek dalk iets, dat ek nie lyk soos Jesus nie. Dis nommer 1 wat ons moet vra.
'n tweede ding is van, dis dalk iets wat ek gedoen het, maar dit is nie wie ek is nie. As jy, hulle sê van 21 dae om 'n habit aan te leer. As jy 21 dae by BMW garages geslaap het, stap jy nie uit as 'n BMW nie. Dit werk presies dieselfde so, al het jy vir jare verkeerde goed gedoen, is dit nie wie jy is nie. Hoekom nie? Want die een wat jou vervaardig het, is die een wat kan sê wie jy is. Soos ons praat gereeld na ons hart, en volgende wil ek nie wegbeweeg van die hart nie. Ons het konstant onsself vra, as ons uit hierdie beeld uitgetrek word, uit dit wat God se liefde vir die mensdom was, verander deur liefde, verander deur God se liefde, dis nie verander deur mense se liefde nie. Verander deur God se liefde, miskien moet ek dit duideliker maak, daai een. Dat ons verstaan, dit is God wat ons verander, en wanneer jy dit besef, en dis wie ons is, dan laat ons weer toe dat die leuns van die vyand vir ons jok nie. Baie keer is dit 'n manier hoe depressie in ons lewens inseil, is dit 'n plek van, is jy goed gedoen? Kyk waar het jy oor ons gefaal? Imagine Gideon moes daai storie meer in vasgehou het as in God. Hy het nie 'n great track record gehad nie. Hy het baie keer gefaal in sy lewe. Hy kon maklik gesê, al wat ek is, ek's 'n failure. Maar God sê, nee Gideon, dis nie wat ek in jou sien nie. Want die Here het hom anders te gemaak, en hy laat toe dat omstandighede hom 'n ander storie vertel. En daai storie gebeur baie keer in jou kinderdae. Jy het ook 'n pa gehad, en hoe hy gemotiveerd is om vir te vertel hoe sleg is jy. Want hy het gehoop, as ek vertel hoe sleg is jy, gaan jy ergens pluk kry en hom verkeerd bewys. En hy het gedink, hy doen die beste, maar weet jy wat het hy gedoen? Hy het sekere gedagtes in jou geplant, dat jy nie soos God geskaap is na sy beeld en sy gelykenis nie. En ergens het jy begin die beeld van God vergeet wie hy is. En dit is die enkel grootste gevaar vir jou Christelike walk. Want dan moet ons goed kry om ons te maak. Dan moet ek sekere besittings najaag, want dan lyk ek soos iets. Ek moet 'n sekere geleerdheid najaag, want dit bepaal wie ek is. Ek moet 'n sekere vriendekring hang, want dan maak dit wie ek is. Of ek moet baie doen in sport, want dan is ek amazing. Jy kan nie meer amazing wees as deur die een wie jy geskape was nie. Jy kan nie. Niks kan jou greater maak as wat jy reeds is nie. Niks nie. Of jy penthouses reg oor die wêreld besit, en of jy nie enkel sent op jou naam het nie. En of jy al die vriende in die wêreld het, en of jy voel, niemand is jou vriend nie. Verander dit nie wie jy is nie. Hoekom nie? Van die manufacturer besluit wie jy is. 'n Coca-Cola blikkie is nie Coca-Cola omdat hy so voel nie. Coca-Cola blikkie is so omdat hy vervaardig is in die fabriek van Coca-Cola. Gestamp is deur Coca-Cola, en dis kom te Coca-Cola is. Ek wil vandag vir jou sê is, jy is nie net gemaak deur God nie. Hy verduidelik ook dat hy sy lewe gegee het om jou te koop weer. Soos jy behoort dubbel aan die Here. Nie eens enkel nie. Hy het jou gekoop ook. Vrygekoop. Moenie God se hart mis nie. Kyk, het jy daai fondasie? Soos baie. Dis 'n fondasie, daar's jou fondasie vir die preek. As ek vandag vir jou nie gee dat jy in God se beeld gelyke geskape is nie. Maar dis nou waar die probleem in kom. En ek kan eintlik amper eindig met hierdie sin. Die wêreld sal alles doen om daai konsep te breek in jou. Hy sal alles doen om daai konsep te breek in jou. Hy sal siekte bring.
Hy sal gebrokenheid bring. Hy sal mense toelaat om jou in die rug te steek. Hy sal enige iets doen, sodra jy net aan daai beeld kan verdraai word. Want as jy jou beeld verdraai word, verloor jy purpose. En as jy purpose verloor, dan weet jy nie meer wie jy is nie. En dan begin ons dit soek in die wêreld. Maak dit sin? So kom ons gaan na die woord toe. Sy verduidelik vir ons in 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Dis amazing, ek love hierdie stuk. Ons moet baie mooi hoor wat die woord hier sê. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Sy verduidelik, wees nugter en waaksaam. Want julle teenstander, wat is hy? 'n teenstander. Hy gaan teen jou kom, hy gaan teen jou identiteit kom. Hy haat dit wat God in jou geplaas het. Hy haat dit as jy goed accomplish nie. Want accomplishment kan nog steeds wegvat van die main purpose af. Dit maak nie saak wat jy accomplish nie. Baie keer in jou ons om accomplish, Jesus, finansiëel, as ek hierdie punt bereik, as ek op 'n goeie plek. Jy is so op 'n goeie plekkie. Die beste plek is om God se wil te bly. Dit meen nie dat jy nie mag meer finansies hê nie. Dis irrelevant. Jy kan al die geld in die wêreld hê. Jy kan 'n biljoenêr wees. Maar hou jou purpose in God. Net so as ons geen geld het nie. En ons reg armoede is van, yes, kan jy so vasgevang word van, ag shame, ek is net arm, en nog shame, ek sukkel, en nog shame, die hele wêreld my jammer kry. God het jou nie dit gemaak nie. Ons kan nie daar bly nie. Ons kan nie daar bly nie. Want dis nie wie jy is nie. Dis 'n leuen wat die vyand jou kom vertel. Sy verduidelik vir ons, hy sê, wees nugter en waaksaam. Hy praat nie van wees sterk en leer om die vyand te oorwin nie. Dis nie waar ons staan nie. Hy sê wees nugter en waaksaam. So wat hy weer sê is kyk rond sodat jy kan weet wat kom, waar kom die vyand vandaan. Luister julle wat ek sê? So die hele tyd sê ek van kyk rond. Wow. O, iemand het dit nou gesê. Hoekom? Jesus, daai het nou seer gemaak. Hoekom het dit seer gemaak? Maak dit sin wat ek wil sê? Want sy wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie kan hy verslind. Weet jy wanneer is jy oop om verslind te word? Wanneer jy uit die beeld van God uit is. Hy kan jou nie verslind as jy weet wie in Christus is nie. Maar glo my, hy kan jou verslind as jy buite Christus is. Dis hoekom ou soos Paulus, as ek Paulus goed lees, dan dink ek, Paulus, my vriend, waar kom jy vandaan, my maat? Ek kan nie verstaan dat jy die man is wat jy is nie. Hulle skibreek, hy word gestenig, hulle geesel hom, hulle slaan hom 'n klomp houe en sê hulle moet net nie weer kom preek nie. Imagine, iemand word met 'n ons slaan nie met 'n sambok half dood. En sê moenie weer na Godly Season toe gaan nie. My maat, jy het nie dit nodig nie, jy het net nodig iemand om jou verskeef uit te kyk, hoef jy nie te gaan nie. Laat iemand my net uitkyk, dan gaan jy nou sien. Ek gaan nie weer terug na die kerk, jy gesoek kyk die mense my. Hy word half doodgeslaan, weet jy wat doen hy? Hy gaan weer terug na presies dieselfde plek. En hy sê, hier moet ek die evangelie verkondig, hoekom? Want ek lewe nie uit die beeld van mense nie. Ek lewe uit die beeld van God. Ek is nie wat mense van my sê nie. Imagine wat Jesus, die mental issues wat Jesus sou gehad het, as hy alles kop toe gevat het wat die mense van hom gesê het. Want hy was 'n wynsuiper, volgens hulle. Hy was 'n vraat. Hy was die duiwel gewees wat duiwels gebruik om duiwels uit te dryf. Hy was alles wat sleg was. Hy was 'n kult gewees in die tyd. Hy was 'n persoon wat verdien het om dood te gaan volgens die mense. Hy was een wat die regering wou omver gegooi het.
En nêrens sien ek hom huil in 'n hoekie en sê, "Shame Vader, kyk wat sê hulle." Hoor wat sê hierdie mense? Hy sê, "Nee, ek het gekom vir die doel van my Vader en ek sal dit vervul." Soos mense se opinie maak nie meer saak nie. Nie in 'n way, nie arrogant nie, maar daai kan baie maak, dus ek gaan nie om wat mense sê nie, ek maak net soos ek wil. Dis nie God nie. Kyk, dit was ook nie Jesus nie. Daar was nie arrogansie aan dit nie. Dit was 'n humble manier waar hy net gesê het, ek hoor wat jy sê, maar as jy my geken het, sou jy teenoor hierdie vraag gevra het nie. Hy het geweet wie hy is in God. Hy het geweet wie hy is in God. En in die week wat verby was, kom hy vand en hy het soveel goed aan my kant toe gegooi en hoeveel van hierdie goed my begin bevraagteken en vir die eerste keer in my lewe dink ek, Jesus, maar hoekom voel ek nie hierdie massive, verstaan dit, teleurgestel of seer nie? En ek besef by myself, die rede hoekom ek dit nie voel nie, ek het op 'n plek gevoel geen eens myself defend nie. Weet jy hoekom? Want ek sê soos in, ek het nie nodig nie. Jesus, dan kom hy, dan sê mense wat hom goed, dan bly net stil. En dit is ook nie altyd, ons moet dit nie altyd, hy het so gehanteer, en daar was 'n rede, want hy moes op die regte tyd gekruisig gewees het, okay? Soos daar was 'n rede, hoekom seker moes geprolong gewees het. So maar nou is mense weet praat, soos, nee, ek het net flat geïgnoreer en weggeloop nie. Want dit is, ek ken mense wat sê, nee, pastoor my goeie raad gee, ignoreer net en loop weg. As jy ook later gaan terugkom met liefde en grace, dan moet jy dalk eers uit wegloop, want jy nie eers kom weer. That's a good advice. Vra vir my, ek het dit nodig. My eie lewe. Maak seker dat jy rustig is voordat jy met mense praat. Want dit kan 'n terrible goed opeindig, as ons dit nie doen nie. Amen. Terrible goed. Hoekom sê ek dit? Want ek praat uit experience uit. Sy maak dit baie duidelik, hy sê, en ek wil dit weer terug aan, hy sê, wees nigter en waaksaam. Hy sê, wat julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in, wat? Geloof in wat? In God, wie hy is. Jou oorwinning is in hom. Hoor wat sê hy? Jy moet teestander standvastige geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broerskap wat in die wêreld is. Hy verduidelik dis die wêreld wat gaan kom doen. Wat gaan kom doen? Wat gaan die wêreld in jou kom doen? Hy kom verslind my maat met wat? Deur om jou te trek na die rigting van die wêreld. So draai jouself op meet aan die wêreld. Want dis baie keer waar baie mense kom. Ek kyk nydag so ding, so klip, en hierdie Christen vra vir mense, as jy doodgaan, dink jy gaan hemel toe gaan? En dan die antwoord van hierdie mense is, ja, ek dink ek gaan, baie keer. En dan sê, hoekom dink jy gaan? Nee, want ek is nie 'n slegte mens nie. Ek is nie so, weet jy wat, ek kyk na hierdie, en ek gee bietjie vir charity, en ek doen bietjie dit, en ek gaan ook. En wat ek in hierdie dink agterkom is, weet jy hoekom sê mense dit? Want hulle meet hulle self teen die wêreld en nie teen God nie. Ek kan pretty great wees tussen mense. Ek kan loop 'n pad loop en baie mense sal sê, okay, ek kan sien Rudy dien die Here. Maar as ek my meet teen Jesus, dan dink ek, Here, daar's nog a very long way to go. Daar's nog duisende kilos om te loop. Verstaan dit, soos, ons kan nie ons meet teen mense nie, want dit gee ons 'n valse waarheid. En dis hoe God se genade is. Want ons is die volheid van God. Dit gaan teen net in die hemel vervul word. Maak dit sin? En teen hy sê, dit wat hy begin het in ons, sal hy volëindig. Hy verduidelik dit vir ons. Maak dit sin volgend? Dit maak baie duidelik dat die Bybel leer ons sê in hierdie gedeelte,
dat die duiwel gaan dalk kom nie. Hy sê, hy loop klaar rond, soos 'n brullende leeu. En ek wil jou vra vandag is, hoe baie laat jy hom toe, dat hy jou verslind? Hoe gereeld, sê, hier's 'n arm vir jou om aan te kou, of hier's 'n been om aan te kou. Come on, kerk, sien wie ons is hier. Hy soek, en hy kyk, en hy wag, en die plek waar hy kans kry, verslind hy. Dis wat hy doen. Hy soek, en waar hy kan kans kry, sal hy verslind. Maak dit sin volgend? So ek wil volgend vir jou sê, leer om die vyand nie 'n plek te gee nie. Jesegiel 4 vers 27. En hy verduidelik dit vir ons. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Hoeveel? Geen. Dit beteken dat elke probleem in jou lewe fisies die duiwel is wat veroorsaak nie. Baie keer is dit as gevolg van sonde, is tog maar die duiwel in die groter prentjie, want dit is maar 'n gebroke wêreld. En dis hoekom daar siekte is en pyn is en seer is en lyding is. Maar ons het hierdie hoop in wat ons kan vashou, wat ons unbreakable maak. En dis die realiteit, dat ons nie hoef vashou in hierdie dinge nie. Ek wil gou vandag vir jou sê is, bitterheid is net 'n produk, omdat jy iemand anders te toegelaat het, om jou aan 'n beeld te skep van wie God is, en jy het geleer om aan vas te hou. Okay, almal het nie al soos, nee, jy verstaan nie, wat het nou my gedoen nie. Nee, jy het nie gehoor wat ek gesê het, jy gaan weer half weer. Bitterheid, seer, pyn, is net aan iets wat jy vashou, wat uit die beeld van God, waar jy uit getwist is, en jy het gedink, dis die waarheid, vir 'n oomblik. Daar gebeur iets met jou, en voordat jy self kry, is dit wie jy is. Ek is hierdie persoon, almal wil my net misbruik, almal wil my net oor my trap, almal wil, wow! Dit maak nie saak wie oor jou wil trap nie, daar's net een wat oor jou wil trap, en hy staan dalk agter elke persoon, maar dit is nie God nie, dit is die vyand wat jou wil verwoes en platslaan. En dan sê my, pastoor, nou wat wil jy sê, dat my vrou die duiwel is? Nee, dis wat ek vir jou sê nie. Okay? Maar kan die duiwel jou vrou gebruik? Ja. Kan hy jou kinders gebruik? Ja. Kan die duiwel ons gebruik? Ja. Partykeer wat ons sê, en ons sien dit, want Jesus sê duidelik het vir ons, Petrus, een van die ouens wat die kerk gaan vorentoe vat, een van die kerkvaders, die who's who, volgens daai tyd. Die Here sê vir hom op een plek, get behind me, Satan. Want hy word 'n struikelblok, hy sê iets wat so mooi klink, maar is teen dit wat God wil doen in sy werk is. Dit meen nie dat alles wat goed klink is van God af nie. Want as ek my vrou laat sê, jy lyk pragtig en beautiful, en al wanneer sy goed voel, ek of het al pragtig en beautiful sy, dag wat ek nie sê nie, dan het daai fondasie gekraak en sy voel niks werd nie. Of die dag ek sien met Dani, en niemand sê dit meer vir haar nie, nou jy beskrik my vrou niks meer werd nie. Haar waarde word nie bepaal deur haar man nie. Ek meen, ek moet nie vir haar sê, sy lyk beautiful nie, jy lyk beautiful, by the way. Maar dit is nie die waarde wat ek in haar kan plant nie. Die waarde wat sy moet hê is dat God haar geskape het, na sy beeld en sy gelyk is. Sy is nie pragtig omdat ek so sê nie, sy is pragtig omdat God haar geskape het. En wanneer sy dit besef, het ons nie mense nodig om ons te maak wie ons is nie. Ons is in God gebore en in God geskape. Maak dit sin?
Soos hier leer ons om veilig te bly. Ek gaan vandag hierdie een skrif lees en dan wil ek hê ons moet regtig op 'n plek gaan waar ons dalk hier ondersoek waar die vyand ons hart kom steel het om ons uit hierdie beeld uit te trek en dat ons begin hierdie dinge bou as 'n fondasie. En die gaan ons bitter baie hoor hierdie skrif gebruik in die kerk. Want ek weet as ons daar bly, gaan hierdie kerk rock solid wees. Ek beloof dit vir jou. As jy hierdie vir jou kinders kan leer, as ons mekaar accountable, man en vrou mekaar accountable hou, en sê, wow, moenie toelaat dat mense se optrede jou uit die beeld van God uitdraai nie. En dit gaan nie net om te sê, ek behoort aan Jesus nie. Dit gaan oor ook, as ek enige iets doen, ek sal nou by uitkom, maar as jy enige iets doen, dat jy nie meer lyk soos Jesus nie, meen dat jy is besig ergens in die vyand jou bedrieg. Maak dit sin? As ek optree en dit lyk nie soos Jesus nie, ergens in my hart is daar 'n leuen, of 'n seer, of 'n pyn, of 'n probleem, of 'n frustrasie, of trotsheid, wat opspring, en dis hoekom ek optree nie soos Jesus nie. Maak dit sin? Jy lyk vir al hoe minder vriendelik, hoe langer ek kan gaan. Jakobus 4 vers 7. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal miskien van julle, is dit nie wat daar staan nie? Yes. Wat staan daar? Hy sal. Soos hy het nie 'n keuse nie. As jy in die fondasie van God staan, het hy nie 'n keuse, behalwe as om jou te los nie. As jy verstaan nie wat om my aangaan nie. Ek wil vanaf as jy verstaan ook nie wie jy is nie. Jy is nie net koring wat deur die wind rondgewaai word nie. Jy is nie net 'n los blaar wat opgetel word en weggegooi word nie. Jy's God se kind. Jy's geskape deur hom, 9 maande in die moederskoot geweef. Vir purpose en vir doel. Don't miss it. Don't miss it. Jy kan niks greater word as dit nie. Of word jy die president van Amerika, of van wat ook al, wat se land ook al. Niks kan greater wees as om in die beeld van God te wandel nie. Alles anders is 'n bysaak. Ek's 'n kind van God en 'n besigheidsman. Ek's 'n kind van God en 'n pa. Ek's 'n kind van God en 'n man. Ek's 'n kind van God en 'n vriend. Maar ek's nie eers 'n vriend en dan 'n kind van God nie. Want dis waar die probleem in die kerk plaasvind. Dis hoekom ons dien die Here en as mense na ons lewe kyk en sê nee, hy dien die Here nie. Dis hoekom ons land 83% Christene is en een van die lande met die meeste korrupsie in die wêreld. Hoekom? Want almal is 'n Christen, maar niemand loop soos hy nie. Christendom, dis die crazieste ding. Ek praat gister met iemand by 'n partytjie en hy sê vir my iets, hy sê vir my, ek hoor baie ouens gaan verskillende lande toe om die evangelie te verkondig en dis great en goed en wel. Hy sê, maar weet jy wat my hart sê, hy sê, Suid-Afrika het Jesus nodig. En my antwoord aan hom is, en dis wat ek gevoel het, hy het 'n gevoel wat ek moet sê, ek sê vir hom, weet jy wat die probleem is? Ons het met Christendom groot geword. En daarom is ons gemaklik met Christus. In plaas dat ons besef, hy is God en koning. Ek glo dit. So gemaklik, want ek ken Jesus, okay, ek het my kaartjie gekoop by die kerk eendag, ek het my hart vir Jesus gegee, ek is gedoop, boom, my kaartjie is geboek, I'm ready, ek is op die trein. My vriend, dis meer as dit. Jy is in sy beeld en gelyke geskaap, hy roep jou terug na die purpose toe, waarvoor jy in jou moederskoot geweef is. Amen. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug. Daar is kere wat jy die wil van die Here gaan uitbeweeg, guarantee, dis mens. Paulus, een van die grootste apostels, sê die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit word nie 'n verskoning om in sonde te bly nie. Want hoe langer ons in sonde bly,
hoe langer laat ons toe dat die duiwels uit die beeld van God verdraai word. En hoe langer jy verdraai word, verhard jou hart in die verdraaiing. En jy mis God heeltemal. Maak dit sin? Soos volgend wil ek hiermee eindig. As jy nodig het dat God weer jou hart terugdraai. As jy weer nodig het, die Here moet weer vir jou by 'n plek bring van sê, ek is ook heilig, want God is heilig, en ek kies om heilig te lewe, want hy is heilig. Die Here vra nie word heilig nie, hy sê wees heilig. Hy roep jou tot wat jy is, nie tot wat jy moet word nie. Hy roep jou wat jy is, nie wat jy moet word nie. Miskien is jy op 'n plek waar jy net slymer in jou Christus kan voel. Ja, so moeilik, ek sukkel om die Here te dien, sukkel om die Here te hoor. Miskien moet jy vanoggend net weer besef wie jy is. Jy hoef nie daar uit te kom nie, jy is reeds daar. Dis soos slangetjies en leertjies. Jy begin nie by 0, werk 100 toe en dan vang jy weer 'n slangetjie en dan is jy weer jou onder nie. Dis nie wat dit is nie. Jy begin op 100, want jy het reeds oorwin. Jou game begin op 100. Jy hoef nie meer die leer te vang of die slang te vang om af te gaan nie. Jy is reeds by God. Hoekom? As gevolg van sy goedheid, sy liefde. En dan moet ons hom lief hê, ons moet God lief hê. Wat doen ons? Deur om ja te sê vir dit wat hy reeds gedoen het. Dis ons om lief het. Om te waardeer wat ons gemaak het. In plaas jy bid om iets anders te wees of om 'n ander beeld ingedraai te word. Here, as ek net purpose kry in hierdie, Here, as ek net hierdie werk bereik, dan gaan ek vir iets doen. Dis wat die Here vra nie, vra jy nou om in sy beeld te wandel. Nie nog as jy financieel goed gaan met jou nie. Die vra jy nou om in sy weë te wandel. Want ek moet my lewe regkry om uit te kom. My vriend, daar's nie meer tyd nie. Wees heilig, want hy is heilig. Amen.